We bless your name.
Hemelse Vader, Heer, ons sê vir U baie dankie, Heer. Heer, omdat daar niemand is soos U, Heer. Heer, U is die koning van Abraham, Isak en Jakob. Heer, vanmôre eer ons U daarvoor, Heer. Heer, wat U is, Hemelse Vader, Heer. Heer, ons helper, Heer. Heer, ons redder, Hemelse Vader, Heer. Heer, ons staatmaker, vanmôre, Hemelse Vader, Heer. Baie dankie, Jesus. Heer, ek bid en vra, Heer, kom seën Hemelse Vader, Heer. Heer, alles wat ons vanmôre sal doen, asseblief, Heer. Heer, ek bid en vra, Hemelse Vader, Heer. Heer, daar is die dienaar wat aan die stuur is van die diens, Hemelse Vader, Heer. Heer, raak hom aan, Hemelse Vader, Heer. Heer, gee hom krag, Heer, gee hom leiding, Heer. Heer, dat die diens, Heer, tot in die hoogte sal lei, Hemelse Vader. Heer, ek bid en vra, Hemelse Vader, Heer, die gehoor vanmôre, Heer, dat U hulle sal seën, Heer. Heer, gee hulle ontvanklike harte, Hemelse Vader, Heer. Heer, verbreek hulle verstand, Hemelse Vader, Heer. Heer, verhard julle harte, Hemelse Vader, Heer. Heer, maar dat die woord van U sal luister, Heer, in die naam van Jesus, Heer. Heer, selfs Hemelse Vader, die boodskap dra van die oggend, Heer. Heer, raak hom aan, Heer. Sal sy tong en lippe van klei, Hemelse Vader, Heer. Heer, dat hy sal spreek, Heer, en sal sê, so sê die Heer van die leerskare. Hemelse Vader, Heer, raak hom aan, Hemelse Vader, Heer. Heer, hou sy hande omhoog, Heer. Halleluja, Heer. Dankie, Jesus. Heer, seën selfs, Heer, die grondgebied, Heer. Verbreek, Hemelse Vader, Heer. Heer, vermeerder, Heer, U dienaars, Heer. In die naam van Jesus, Heer. Heer, kom dan hoe vanmôre, Hemelse Vader, Heer. So bid ek, Hemelse Vader, Heer.
Here, dat die Heilige Gees, Here, van U hierdie diens die hoogte sal vat, Here, wat hy moet bereik, Hemelse Vader, Here. Here, seën en almal nog verder in Jesus naam. Amen. Hallelujah. Thank you, give the Lord a praise here. Christus verhoor, pastoor, rechters gegroet. De ene is gegroet, een onfeilbare naam. Elke kind is gegroet vanmorgen. Naar die onfeilbare naam van Jesus Christus. Een naam wat nog niet zijn kracht verloren vanmorgen. Een naam voor alle namen. Een naam als je die naam aanroept. Die vijand weet, hij sidder wanneer je die naam aanroept. Hij zei, wanneer je die naam aanroept, demons sidder. Yes. The demons is siddering because when they know what is, when you call on that name, what is going to happen with them. Die man van Gadara was so demon besoorte geweest toen Jezus zijn pad kom. Toen moest die demons voor Jezus vragen. Is het dan nog niet tijd nie? Hoe kom u ons nou aansteenig vanmorgen? Maar die Heer sê, ek sien wat hy sê. Sy tyd was al reeds ryp. Sy tyd was daar reg gewees. Hulle het gedink, hy moet hulle los, want hulle breek, want sometimes the enemy is crashing us down. They break us down, the enemy. That's why Jesus have to intervene when you call on that name of Him this morning. Kom ons gaan weer aanbidding woordjies sing, my broer. Hallelujah. Zonder mij kan je nergens doen, daarom moet hij blijven gaan.
sal julle vrugte dra. Soos by die Here bly sal ons vrugte dra. As ons wegdwaal van die Here, dan gebeur altyd iets. There's always something will happen if you departure from the Lord. Because He's our protector, He's our source of life. Hy's die een, dit wat hy sê, koning David, my beker loop oor. Want hy weet, as hy beker oorloop, sal hy nie weg word van die Here af. Hy sê, die Here is sy herder. Niks sal hom breek. Wie is u herder vanmorgen? Wat sê u vanmorgen van die God van ons? Hey, die Here is God. Hey, God is goed. Die Here is goed. Het maakt nie saak wat jy deurgaan nie. Laat hy in u bly vanmorgen. Hy sê, hy is die wingerstok. En ons is die lote. Dis wat hy vir ons eintlik sê. Sal altyd oor in die Bybel, hy praat altyd van die wingerboom. Because wij know die takken loop soos die daar nie bewerken. Die takken se meer mekaar ding. En sy altyd, hy denk wat ook nog gedring het, dan sê die mense, kijk, hy loop nou aan so weinig gedring het daar op dan. En sê, dan kijk, hy loop nou soos die wingerboom nog groei nou. Want hulle... Hey! Dis met die wingerboom. Jy sal altyd oor die Here praat van die wingerboom. Want hy weet, julle is baie note wat daar aankom. Dis nie soos 'n gewone boom nie. Dis waarom ons, kom ons gaan 'n lekker opgewekte koortjie kry. Lekker hier laat ons self in die Here kan verheerlik word.
ons vry. Here is ons vry vermoord. Jy het myself gesê, jy is vry. Jy het self nou gesê, die bloed van die lam maak jy vry. Nou laat jy vry is vanmorgen. Moet nie skam kry. Die Here sal vir jou loon gee vanmorgen. Moet nie vir die mens doen nie. Moet dit nie vir die mens doen nie. Want die mens, die woord van die Here sê, as jou kracht in die mensen sit, die mens is soos rook wat wegwaai. Gras wat verdor. Dis hoe mens is. En try met jou hoop in die Here insit vanmorgen. Kom ons gaan nog een enetjie kry. Halleluja. Yes, Lord. Ik was in gevaar. Toen kwam die Heer, die kwam recht in mijn leven.
Sê die Here, is nog nie jou tyd nie. Kom uit daar. Kom hier, kom dien saam met my. Kom eer vir my, gee vir my die eer verhoorde. Hy sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, en sal hy jou rus gee. As jy nog nie rus het nie, kom na die Here toe, en die Here sal jy rus gee, want sy troon is maklik. Sy troon is maklik. Dis waarom koning David sê, ek kan in die hande val, maar as ek in die mense hande gaan val, gaan hulle my doodmaak. Hulle sal jou doodmaak, die mense daar buiten. Hulle gaan jou, mense se harte is sleg. Is sleg, die duivel gebruik die mense daar buiten. Doesn't matter what. That's why you see, our people even, they live in roofs now. Hulle bly nou in die plekse dakke nou. Hulle, die way, hulle lewe deur mekaar is. My lewe was deur mekaar, maar toe die Here kom en hy roep my, en hy my aangeroep gehoor, sê hy, it's tijd vir jou, om recht te kom. Sometimes voel ek net, is alleen, maar die Here is daar. He's always there. Hy is altyd daar. Daar is mense wat vriendelik met hulle bure praat. Dis wat koning David sê, praat vriendelik, maar hulle harte is nie reg. You must know it. That's why woord van die Here sê, onderskei die geeste. Jy moet onderskei kry. Die ou mense daar het gesê, wees my jou vriende, dan weet ek wie jy. Wees my jou vriende, dan ken ek jou. Want jy word geklassifiseer deur jou vriende. En doen jy nie eens die dinge nie, maar word jy geklassifiseer. The friends will let you die. Met ons kinders van die Here, ons gaan nie makkelijk doodgaan. Ons sal elke dag vir jou preek. Jy kan maar moeg ook word. Ons sal preek. Ons gaan vir jou sê, die dinge is nie reg nie. Die dinge wat jy doen, gaan vir jou graf toeval. They taking you to the grave. Is julle nog right? En ons nog 'n koortjie kry. Dis die laaste koortjie vir môre. Yes.
dat die Here sal kom, dan moet jy kan vertrou op die Here. Jy moet jou lewe kan afgee, en hulle sal sê jy moet die Here verraai. En as jy daai stem vat, dan moet jy weet dat is nie weer vergifnis nie. Want die Here het ons, die Here gee vir ons nou die tyd om reg te maak. So ek wil elkeen bemoedig vanmôre. Dink aan hierdie skrif en wat sê, koop die tyd uit. Want die dag is bos uitgekom. En die Here sal die seën vanmôre. Amen. Halleluja. Glorie. De hele David komt wat weer op elke keer staan ze er weer op. Vanmorgen, ons wat die Here in die naam van die Here, ons was soor, ons betrokken op elkeen in die teenwoordigheid van die Here. Ek hoor digter met ons opgelig, met my hart en met my siel, wil ek die Here dien. En soos ons juffrou vanmorgen gesê het, op die baas. Die tyd is nie. Amen. Daar is nie baie tyd. Kyk maar hier rondom jou. Kyk maar na die tekens vanmorgen. Luister wat vanmorgen, wanneer ons sien wat rondom ons gebeur, dat die Here is aan die kom. Amen. En ek en die wat vanmorgen die Here net so dien soos ons wil, ons gaan agterloop. Daar is nie meer ander manier. Daar is nie twee paaie. Amen. En vanmorgen is my bemoediging vir die. Die apostel Paulus bemoedig my in die boek van Filippense. Paulus, 'n man van God. 'n man wat geroep is op 'n harde manier. Die Here het laat hy blind word, sodat hy hom kan bereik. 'n man wat die kinders van die Here vervolg het. 'n man wat nie 'n mooi verlede gehad het. En selfs toe hy die Here begin dien en 'n disipel en apostel word, het hy ook baie dinge deurgemaak. Die woord van die Here leer vir my hoe dat hy in die tronk gestop was. Amen. Hoe hy deur sy eie medebroers verraai was. Hy het nie 'n goeie en 'n maklike tyd deurgemaak as kind van die Here. Maar hy bemoedig my in Filippense 3. Hy sê, een ding doen ek. Ek vergeet wat agter is. En ek strek my uit vir wat voor is. En dit is juist die dinge wat agter ons is. Die verlede wat ons wil weghou om die Here te dien, soos ons moet dien. Die dinge wat agter is, het 'n hou vas op ons lewe kom kry. Iemand het gesê, hy word so tronkouderling. Hy hou jou gevange, die dinge van die verlede. En jy weet, as niemand by jou verlede so hou, soos hy wat ons vyand is, ons teestander. Hoor jy wat so nou en dan hier kom sit en vir jou kom luister, jy vergeet. Hy kom remind jou, is my nou en dan. Hy kom sê vir jou wat en wie jy is. En vanmorgen sê Paulus, vir my is het wins, vir my is het 'n bate om die Here te dien en om te ken. Hy sê in hierdie gesindheid moet ons almal as kinders van die Here wees. Amen. Hierdie gesindheid om die verlede agter te laat, moet er ons wees. Die verlede hou baie dinge vir ons in. Ons het almal 'n verlede. Das die mens wat kan sê vanmorgen, hy het nie 'n verlede nie. Maar vanmorgen bemoedig Paulus my. Hy sê, een ding doen ek. Ek weet nie wat doen hier nie. Maar Paulus sê vanmorgen, vergeet
Here vir u in hierdie tydjie wat nog voor lê, want ons weet nie meer hoe lank nie. Jimmy Sweat het sing so mooi, soon and very soon, he is coming back. Vir ons lê dit lang, maar 1000 jaar is ons een dag in oor van die Here. Die Here sal nie kom die waar is. Amen. En ek en u moet nie agterbly. Sorg dat u nie agterbly nie. Dien hom vanmôre. Koop die tyd uit. Vergeet die verlede. En die Here gaan u optel. Amen. Amen. En die Here gaan u voete plaas op hoë grond. En vanmôre is my bemoediging, terwyl ek môre die pad weer van huis toe, sien die Here, bly by die Here, bid vir my, en ek bid ook vir u. En die Bybel sê vir my, ons moet vir mekaar bid. Amen. Die Here sien nie, dit was vir my lekkerste keer, om die tyd hier te wees. Iemand hoe ek saam gaan in 'n radiopaad toe te sê, ek gaan nie saam. Ek gaan nie naartoe. En ek is dankbaar vir die Here. En vanmôre is ek dankbaar, want het maak nie saak wie vanmôre in die huis van die Here is. Wie hier moet wees, is hier vanoggend. Amen. Die Here seën die pastoor, juffrou hou aan. Keep on going on. Amen. Die Here seën die ouderling. Hou hierdie man Godsman se hande omhoog. Amen. God het dit doen vir alles. Ons mag het sien. Ons sien net nie. Maar die Here sien al. Soos ek nou vandag gesê het. Hy ken die waaroms en die hoekoms en die toekoms. Die Here seën. Amen. Vanmorgen tot de pastoor van je Vroosters de Hemelse groep. Al die dierbare is het goed in mijn naam van ons Jezus Christus. De naam wat nog kan verlossen, de naam wat redden voor een halleluja. Dus prijs die naam. Ik denk aan die wat ons gezien heeft. Jezus is die ware wijnstok. En ons is die doodler. En zonder hom kan ons niks doen. Ons kan rechtig, zonder hom kan ons niks doen. En dan is ons niks nie. So ons moet by die Here bly, want die Here is altyd met ons. Hy sê mos ons die woord, hy sal ons nooit verlaat of vergewe nie. So die Here is altyd met ons. So laat ons nie van die Here af wegdwaal nie. Laat ons nie die dinge van die Here vergeet nie. Laat ons altyd doen wat reg is. Probeer doen wat reg is. Want ons is ook nie perfect nie. Nie die Here alleen is perfect. Ja, ek dink wat Suster N sê, die tyd loop ek. Ek dink nog aan die week, ek sê, as al amper weer Sondag. Dit was net gister Sondag. Die tyd loop baie vinnig, so ons moet ons regtig reg kry. Vir dit wat voor lê, ons moet ons uitstrik na dit wat voor lê. As jy nie, nog nie reg as jy, dan moet jy reg probeer om voor reg te kry. Want die tyd is baie vinnig. En as jy die tyd loop nie meer, moet jy daar kloot nou. Maar lyk nou regtig vir my, die tyd vlieg nou, ja, kloot nou nie eers weer nie. Dit gaan baie vinnig. Ek het ook net 'n skrifter verder bemoedig. Sien Psalm 84. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Laat ons nie hoef te raak om na die huis van die Here toe te kom nie. Want is hier wat ons versterking kry, is hier wat ons die woord van die Here ontvang. So as ons nie so graag Bybel lees by die huis nie, hier is dit wat ons kan daarna na die woord luister en Bybel lees. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur 'n dorre laag te trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Want vir hulle gaan daar fonteine oop. En Maleagi sê, kyk of die Here nie die hemelse vensters vir jou kan oopmaak nie. So laat ons by die Here bly, laat ons die Here dien. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Die Here gee vir ons regtig krag, tyd op tyd, elke keer. Al was ons so moeg gister, as ons opstaan in die oggend, dan het ons regtig nuwe krag. En dan, Vrydag was ek so moeg, gisteroggend staan ek op,
Toe stryk ek 3 weke se wasgoede, want my arm was so seer, ek kon nie gestryk het nie. Toe dink ek net, ja, die Here gee vir 'n mens nuwe krag elke oggend. So, laat ons nie van die Here af weggaan nie, man. Laat ons by die Here bly en doen wat goed is in die Here se. Halleluja. Halleluja. Ik heb een psalm om net hier dat woord te lezen. The Lord is my light. Psalm 27. He said, the Lord is my light and my salvation. En vraag hij om nog zelf een vraag. Whom shall I fear? Hij zei die ding, maar dan vraag hij homself een vraag. Hij zei die Here is 'n lig vir hom. Nou wie is die lig in u lewe in vanmôre? Dan gaan hy verder en sê, the Lord is my strength of my life. En vraag hom jezelf een vraag, en vraag hy, of whom shall I be afraid? Maar wie moet ons dan bang wees as ons nie bang is vir die Here? Nee, nie. For who shall I fear? Jy moet bang vir die Here is nie. The fear of the Lord must be inside of you, not to do things out of the Lord's way. That is the fear. You have to be fear about of the Lord. Because He's God. He can do anything in your life. He can break you down. Hy sê nie jy moet bang vir hom is nie. Hy sê jy moet hom erkenning kan gee dat hy God is. You have to acknowledge that He is God. That is what King David says. He fears the Lord. He bows down. I think it's last week Pastor was talking. Last week het Pastor gepraat van die ark. Van David moes gaan halen daar by die Filistyne. Ek dink David het gesien die Filistyne. Die Here het die Filistyne geseën met hierdie ark. En hy en sy huis gaan agteruit. Toe hy seker op sy knieë val en toe remind die Here hom van die dinge. That's why sometimes the Here moet you remind van homself in jou lewe. You have to stand up for yourself and tell the Lord, Lord, I'm weak. I need you, Lord. As jy verder gaan en hy saam en sê hy, the enemies, die Here van hom, is 'n God van sy woord. He will never leave you, never forsake you. Sometimes what sister nog gesê het, wat Paulus het, die goede wat agter is, jy moet vorentoe kyk. Soms hy goede wat agter jou is, dit maak jou bang om meer vorentoe te gaan. But it was not nice things what was happening behind you. Het was nie mooi dinge nie. Het wanneer jy voorkyk van die Here is hier saam met jou. Here is met ons. Kom ons sal maar ons been kom môre. Dan sal ons gee vir die Here wat aan die Here behoort. Want hy sê, keizer, Jesus vra vir die disciples, wie se kop is daar? Sê Jesus se kop wat op hier is. Hy sê gee aan hom wat hom toekom. Maar nou kom die ding die soos die.
Hij is vir hom om toe te kom. Want as jy daar in Genesis in lees, dan sê hy, God, kom ons maak mens in ons eie beeld. My own image. Who is that image that we have to serve? We have to give unto Lord, unto the God, because we belong to Him. Want ons is mos nou sy ewe beeld. Dis hoekom ons moet gee aan die Here wat hom voor toe kom. Dis waarom ons is hier. Ek weet ek lyk geld. Geld is ook 'n ander ding. Maar soms moet ons geld praat. Jy kan nie net dien en nie geld praat nie. Because this place here, we pay rent, but we didn't believe this one. So rent take. After petrol, kan nie net so lekker die keyboard so laat hardloop en ons aan nie geld nie. Dat gaan nie werk nie. That's why we have to put our hands in our pockets. Ek sê altyd, as jy skool loop, hy R5, vat R1, of vat die Bijbel, en kom goeie om hier. En sal jy net van kleins af leer, hoe om te gee vir die werk van die Here. Elke cent wat jy kry, draai en kyk, gaan die Here nie die hemelse rechte vir jy opmaak nie. En die Here sê hulle, sê, kom ons gaan 'n woordjie kry vanmôre, en die Here sê hulle, wat kan gegee het en die wat nie kon gegee het, dat hulle sal gee op die volgende geleentheid weer, Here. Seën ook die hande wat sal werk, Here, dat het sal vermeerder, Here. Want die woord leer ons, Here, ons gee in die huis van die Here, sodat daar spyse in die huis van die Here sal wees, Here. Ons seën dit nou in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Let's lift up the man of God this morning with the worship song. Oh
that we have to come into your presence. Where the presence of the Lord is, there is fullness of joy. And in your right hand, O God, there's pleasures forevermore. Bless us now as we are about to open your word. Let the word of my mouth, O God, and the meditations of my heart bring an acceptable offering unto you. Bless everyone who came into this building this morning. I don't know how they entered into this place, but Lord, you know. And help me that I will speak, oh God, a word that will build them up, a word that will encourage them, a word that will give them power to overcome. We know our wrestle is not against flesh and blood. Therefore, we need your anointing and your power to help us to stand in these last days. Bless your word now, in Jesus' mighty name. Amen and amen. You can maar sit geliefdes en groet u in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat u vanmôre die tyd uitgekoop het om saam met ons te wees. Ek wil die aandag vestig op die boek van Joshua. Vir die afgelope maand of paar weke is ons besig met die boek van Joshua. Ek weet nie of u nog kan onthou wat ons laas keer van Joshua gepraat het nie, maar Joshua was 'n uitstekende leier. En Joshua was vir 40 jaar het hy gekyk hoe Moses dinge doen. Met ander woorde, he was in training for 40 years. Hy het nie moeg geword nie, hy het nie teenoor Moses gemurmureer nie, maar Joshua het geweet dat hy gaan die opvolger van Moses word, en hy het geduldig gewag op die woord van die Here. En die belofte vanmôre wil ek vir u sê, wag geduldig op die woord van die Here. Wat die Here gesê het omtrent jou, wat die Here koester omtrent jou, die planne wat hy het met jou, sal in vervulling kom as ons geduldig gaan wag op die woord van die Here. Ons sien net nou, maar ons sien nie wat môre en oormôre, omdat hy weet wat môre en oormôre gaan gebeur, moet ons geduldig wag op die woord van die Here om in vervulling te kom. Joshua, die 18de hoofstuk. Joshua chapter 18, vir die Engelssprekende mense, Joshua. As jy daar is, dan leer dit as volg in die Afrikaanse vertaling. Daarom het die hele vergadering van die kinders van Israel in Shiloh bijeengekom en daar die tent van samenkomst opgeslaan, aangesien die land voor hulle onderwerp was. Maar daar was onder die kinders van Israel nog 7 stamme, oor wie die erfdeel hulle nie verdeel het nie. Toe sê Joshua aan die kinders van Israel, hoe lang sal julle so traag hou om die land in besit te neem, want die Here, die God van julle vaders, aan julle beloof het. Bring nog 3 manne in die stam, dat ek hulle kan uitstuur, en dat hulle kan klaarmaak en die land deurgaan, en dit beskrywe met die oog op hulle erfdeel. Dan moet hulle na my toe terugkom, wat die Here sy woord seën. Baie belangrike aspek wat Joshua hier vir ons gee. Hy noem 'n plek met die naam van Shiloh. Hulle by Shiloh bijeengekom. En in Shiloh het hulle die tent van samenkomst opgeslaan. 2 baie belangrike dinge. Die plek Shiloh was baie strategies. Hulle was in Gilgal, maar die stamme het wel hulle grond gekry. En so wat Moses beveel het, was die grond nie net aan enige gegee nie. Daar was loetjies getrek. Elke stam was verteenwoordig deur sy stamhoof. En die stamhoof het weer die families, en dan so dat hulle elkeen hulle name in 'n hoed gegooi en geskit. Dan sê die ene, ek wil hierdie gebied hê. Dan sê Joshua, bring die name, dan het hy die hoed geskit en die loetjie word getrek en die stam wat aan hierdie kant aan die ooste of die weste van die Jordaan is, sal dan daar die deel kry. Dan die stam word nou weer verdeel in die families. Dit was nie 'n maklike proses of 'n eenvoudige proses nie.
Because kyk byvoorbeeld, toe die Israeliete kom voor hulle die Jordaan oorsteek, toe sê Reuben, die stam van Gad en die halve stam van Manasse, ons besluit, ons wil aan hierdie kant bly. Hulle was die enigste 3 of 2,5 stamme wat besluit het waar hulle bly. Die rest van hulle looitjies was getrek en jy haal die naam uit. Met ander woorde, jy kon nie die beste plek kies as die stam van Simeon byvoorbeeld. Die looitjies wat getrek en as jy nie die beste gedeelte gekry het volgens die looitjies, moet jy tevrede wees met dit wat jy gekry het. Jy kan nie murmureer teen Moses en sê, ek soek nou hierdie groen plek. Ek soek hierdie plek waar my beeste en my skape en my hoenders kan wei, want hier is water, putte, wat ek ook vir hulle water. Jy kon nie so kies nie. Dit was net hierdie 2 stamme en die halve stam van Manasse wat gekies het. Maar ongelukkig, kyk die nadeel van hulle keuse. Hulle kies aan die tuskant van die Jordaan. Moses sê vir hulle, julle kies nou hier, in geval ons oorkant die Jordaan is, en julle word aangeval deur die vyande, ons sal nie vinnig by julle kan kom om julle te help nie. Ons sal tyd vat om by julle te kom, because die magtige Jordaan moet nou oorgesteek word, en teen daai tyd is die manne al moeg, want hulle moet die Jordaan oorsteek. Maar Reuben en Gad en die halve stam van Manasse sê, ons vat die verantwoordelikheid op onsself en ons kies om hier te bly. So hulle bly nie in die plek wat die Here beloof het nie. Hulle settle vir dit wat hulle sien op die oog af. En wil ek vanmôre sê, die Here bless jou, nie op jou terms nie, maar op sy terms. God is blessing you and me, not on my terms, but on his terms. Wanneer die Here jou seën, gaan hy nie kyk na my terms en sê, alright, my kind het nou 'n kar nodig, nou gaan ek vir hom. Hy bless my op sy terms. As die kar nie vir my bedoel is nie, gaan ek nie die kar kry nie, because it is not on his terms, it is on my terms. But he blesses me on his terms. Dit maak nie saak hoe hard ek ook kan vra en die grond stamp met my kop en te kere gaan, as dit nie vir my bedoel is, gaan die Here dit nie vir my gee nie. En hierdie 2 stamme sit nou aan hierdie kant. Die ander stamme is wel deur. En dit 4,5 stamme. 5,5 stamme. Hulle het al klaar hulle erfdeel gekry. Elkeen kom nou en trek hy sy naam uit. Maar hierdie 7 stamme het nog nie besluit waar hulle bly nie. Alhoewel die loontjies getrek was, jy kan dit verder aflees. Die Bybel sê, die Kanaaniete was onder hulle gesag. Hulle was in beheer. Alhoewel die Kanaaniete die land bewoon het, was hulle in beheer. Maar jy sien, wat doen hierdie 7 stamme? Hulle sê, laat die Kanaaniete by ons werk, ons gaan net die vrugte pluk. Laat hulle vir ons boer, ons gaan net die vlees eet. Joshua sê, dit is nie die plan van die Here. Die Here wil hê jy moet eienskap neem. Take ownership of the land, because hierdie Kanaaniete gaan sterk word. Hierdie Kanaaniete gaan vir jou verdruk, en hierdie Kanaaniete gaan kom met hulle afgodery. Dan gaan julle hierdie mense as 'n afgode aanbid. En besides that, hierdie Kanaaniete kan julle vergiftig, dan weet julle nie julle word vergiftig nie. Take ownership of the land. Dit is wat die Here vir hulle sê. Neem verantwoordelikheid. Maar hulle kom by Shiloh. Shiloh, die eerste keer toe van hierdie woord Shiloh lees, was in Genesis 49 vers 10. Jy moet weet, Jakob is nou oud. Die Bybel sê, Jakob roep sy seuns bymekaar, en hy sê vir hulle, kom my kinders, laat ek vir julle sê, wat die toekoms inhou. Ek gaan die weg van my voorvaders, maar kom julle en ek gaan vir julle sê, Jakob bring hulle, want hy gaan ook profeteer oor hulle. Hy kom by Reuben, hy profeteer, hy kom by Simeon, is dit Simeon,
Simeon en Levi, hy profeteer, maar toe hy by Juda kom, toe vat hy sy tyd om met Juda te praat. En ek wil vir julle lees, Genesis 49. Because dit is die eerste keer wat ek van hierdie woord gehoor het of gelees het. Genesis 49 vers 10. Vers 9 begin hy nou met die profesie oor Juda, of als 8 altens. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers roof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu van die roof af. Het hy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie, maar die vel heerstaf tussen sy voete uit totdat. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom en aan hom na die volke gehoorsaam wees. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Ek het nou 2 gedeeltes vir julle gelees. In die 18de hoofstuk van Joshua kom hulle by die plek Shiloh. Right? Shiloh is 'n gebied. Right? En hulle slaan die tent op van samekoms. Die tent van samekoms is wat Moses gesê het, die tent is 'n eentjie van die laar van Israel af. En elke keer wanneer Moses by die tent van samekoms was, dan het die Here met Moses gepraat in die tent van samekoms. En Exodus sê dat die kinders van Israel het gestaan en kyk toe Moses na die tent van samekoms gaan, toe die wolkkolom afgekom. Die wolk was so hewig, die teenwoordigheid van die Here was so hewig, dat Moses kon nie binne in die tent van samekoms ingaan. Nou die rede waarom hulle die tent van samekoms in Joshua 18 opgeslaan het was, as die kinders van die Here probleme het, as die kinders van die Here met die Here wil praat, die kinders van Israel met die Here wil praat, dan het hulle na die tent van samekoms gegaan, en daar het jy gaan sit en gaan praat met die Here. Dan het die Here teruggepraat met jy. Met ander woorde, dit symboliseer die teenwoordigheid van God. As jy 'n probleem het, en jy weet nie hoe om dit op te los nie, dan gaan jy na die tent van samekoms, en jy gaan praat jou hart uit met die Here. As jy daar weggaan, of uitkom, dan voel jy beter. Maar hier lees ons nog iets anders in Genesis 49. Hy sê, die scepter sal nie van Juda wees nie. En hy sal die koningskap uitvoer totdat Shiloh gekom het. Met ander woorde, Shiloh is 'n plek vir Joshua en Shiloh is 'n persoon vir Juda. Is 'n persoon en 'n plek. Nou hoe verstaan jy? Is nie per toeval wat hierdie plek genoem word Shiloh. Because Shiloh, sê hulle, geskiedenis, dit was die aanbiddingsentrum vir die Israeliete voor daar Jerusalem was. Jy moet weet, hulle was nog nie in Jerusalem nie. Maar toe hulle hierdie plek opslaan, Shiloh, terwyl hulle in die beloofde land is, het dit die aanbiddingsentrum geword. Because alles wat in Shiloh gedoen was, het die Here gekom en die Here het hulle geseën. So, Shiloh was die, kan ek sê, die geestelike plek waar Juda, nie net Juda, maar die hele volk van Israel vrede gevind het. Because die naam Shiloh beteken ook peaceful one. Dan het hulle vrede gekry as hulle inkom. Because in dieselfde Shiloh wat hulle van praat, het jy gelees 1 Samuel hoofstuk 1. Die Bybel sê Hanna en Elkana en die vrou Penina. Elkana het 2 vrouens gehad. Dan het hy jaar
waar die Here mense bymekaar laat kom en om hom te aanbid. Jaar na jaar gaan Elkana, Penina en Hannah op. Maar Hannah het opgegaan met 'n hartseer. Haar hart was seer, because elke keer, ek weet nie, het Penina met opset vir Hannah geterg nie. Maar Penina het dit haar besigheid gemaak. Om met haar kinders en vir Hannah, dit lyk sy hak om in, ek sien in my verbeelding, sy hak vir Hannah, sy hak vir Elkana in, en as die kinders aan die agterkant, dan staan Hannah maar een kant. En dit het vir Hannah baie seer gemaak, want elke keer as sy moet opgaan, kom ek sê maar nou, konferensie toe gaan, en hierdie ding gebeur. En Hannah besluit, sy gaan alleen in Shiloh. Sy gaan alleen, en sy gaan die Here gaan vra. Daar is mooi dinge wat in Shiloh gebeur het. Because nommer 1, die Here antwoord vir Hannah terwyl sy in Shiloh bid. En die Here sê vir haar, altyd sê maak 'n belofte, sy sê, Here, as U my moederskoot oopmaak en my 'n seun gee, 'n manlike kind, sal ek hom teruggee aan U. En hoor jy, dit was net 'n jaar verby, toe kom Hannah se gebed deur. 'n mooi ding gebeur in Shiloh, because Samuel word een van die grootste profete en leiers in sy tyd. Toe die Here haar moederskoot oopmaak en sy die seun kry, die volgende jaar toe dit weer tyd is om op te gaan konferensie toe sê Hannah wil Elkana, dan gaan nie hierdie keer saam nie. Gaan jy en Penina, ek gee julle my blessing, ry veilig in, whatever. Hannah het 'n belofte gemaak aan die Here en gesê, ek gaan vir Samuel speen. As hy gespeen is, hoe oud is 'n kind as hy gespeen word? Jy moet weet, Elkana is al oud. En hoe kan Elkana nou met 'n pap baby nog kom sukkel? So, hy was nie 'n pap baby toe sy hom bring nie. Ek dink hy was seker, volgens my verbeelding, tussen die ouderdom van 10 en 13 jaar. As maar my verbeelding. Because Elkana was al so, Eli was al so oud, dat hy kon nie homself meer help nie. Hoe kan hy nog met 'n kind? Ja, kan hy nog vir 'n kind sorg? Alhoewel die Here vir hom gesorg het. Maar daar gelaat, toe hulle in Shiloh kom, en 'n hartseer ding gebeur ook in Shiloh. Terwyl die Israeliete, terwyl hulle nou besig is om die opbrengs te geniet van die land, en die land se vrugbaarheid te geniet, toe raak die mense stelselmatig afvallig van die Here af. Bietjie vir bietjie het hulle afvallig geword. En toe hulle wakker skrik, toe hulle so ver afvallig van die Here af, dat die Here die Filistyne gebruik om die verbondsark uit te neem. Nou in hierdie tent wat Moses gemaak het, wat die verbondsark. En toe die Israeliete wakker skrik, en dink, hulle sal die Filistyne kan oorweldig, toe vat die Filistyne die ark van die Here weg. En terug het broeder die nou net gekwoteer. Toe gaan dit goed met hulle. En toe Dawid aan bewind kom, toe van Dawid uit, maar iets is nie lekker hier nie. En hy vra na die geskrifte, en hy lees, en hy kry advies. En hulle sê vir hom, die ark van die Here is daar. Dawid sê, ons moet hy ark gaan haal. Shiloh het toe vervallig geword, because die ark van die Here, of kom ek sê, die teenwoordigheid van die Here was nie meer daar nie. En toe Dawid aan bewind kom, geliefdes, toe skuif hy nou die ark van die Here, en hy maak voorbereiding dat die ark van die Here Jerusalem toe gaan. Nie meer Shiloh nie. Shiloh was 'n tydelike reëling, of tydelike arrangement.
Maar toe Dawid uitvind die ark van die Here moet gaan haal word, het hy sy manier gedoen. Maar kom ek vestig die aandag op Genesis 49 vers 10. Die persoon, hy sê Judah uit die stam van Judah. En wat reminded ons? Revelation 5 verse 5. Jesus from the tribe of Judah. Jesus, met ander woorde, die stam van Judah gaan regeer totdat Jesus gaan kom. Because Shiloh hier is 'n tipe van Jesus. Maar hier praat hy nie van die geboorte van die Here nie. Hy van 'n diep verder in die toekoms. Honderde, duisende jare nadat Jacob geprofeteer het. Jy moet mooi lees wat Jacob hier vir ons sê. Hy gaan in beheer wees totdat Shiloh kom. En die kom van Shiloh hier praat nie van die geboorte van Christus nie. Dit praat van die wederkoms van die Here. Because hier skets hy vir ons 'n prentjie dat die Here gaan terugkom. En hoorie, hy gaan hulle soos Joshua hulle die uitverkorenes, soos Joshua die Israeliete bymekaar gebring het by Shiloh. So gaan Christus by sy wederkoms die uitverkorenes bymekaar bring in Shiloh. Because hy skets vir ons 'n prentjie. En hy sê wat Shiloh gaan kom om te doen. Vir nou is dit uit die stam van Judah, die koning. Ek weet nie as Mr. Benjamin Netanyahu van die stam van Judah. I assume so. Miskien moet daar navorsing gedoen word. Maar hy sê die stam van Judah gaan regeer oor Israel totdat. En Shiloh se naam in hierdie geval beteken Messias. In die een gedeelte praat hy van vrede. Maar hier praat hy van die Messias. So wanneer die Messias gaan kom, gaan hy hulle bymekaar bring in Shiloh. En hy gaan die uitverkorenes gaan hy beskerm in Shiloh. Dit skilder vir ons 'n prentjie van hoe diep die profetiese woord was wat Jacob gegee het. Ek weet nie, Jacob met al sy tekortkominge en al sy probleme het 'n profetiese woord uitgespreek wat ver verby in die toekoms, ewen ver verby ons ook sal wees. Maar wat hy vir ons sê is dat Christus gaan weerkom. Hy is nie weg vir ewig nie. Hy is nie weg om nie weer terug te kom nie. Hy het gegaan, soos hy sê aan Johannes, om 'n plek vir ons voor te berei. Ek het nou die dag iets gelees. Dit is skrif wat die Here sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. In die tent van samekoms, waar daar, hulle noem die binnehof, die heilige plek en die allerheiligste plek. Met ander woorde, nie almal van ons of die Israeliete kon aan die allerheiligste plek. Das die binnehof is oop vir almal. Enige iemand kan ingaan in die binnehof. Maar in die heilige plek is daar sekere mense wat in die heilige plek kan kom. En in die allerheiligste plek was daar net een persoon wat ingaan, een keer 'n jaar. Nou toe die Here sê ek is die weg, toe maak hy die deur oop vir ons om in die binnehof in te kom. En as ons hom aanvaar het as die weg, die waarheid, dan word ons toegelaat om aan die heilige plek te kom. En die laaste ene, wanneer ons volkome aan hom oorgegee het, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe, gee vir ons die ewige lewe wat niemand van ons kan wegneem. Maar die belangrike woord wat Jacob aan sy kinders gee, geliefdes, voordat by dit kom,
Ons lees in die 18de hoofstuk van Joshua. Die 18de hoofstuk van Hebreërs. Nadat die Israeliete gesettel was daar hierdie 7 stamme. Nou, waarom het hierdie 7 stamme nie onmiddellik hulle erfdeel ingegaan? Was dit miskien omdat hulle nie gewoon was aan harde werk? Was dit miskien omdat hulle nie vertroue gehad het in hulle self en dit wat die Here vir hulle gee nie? Is dit dat hulle bang was dat hulle sal oorrompel word deur die Kanaaniete wat nog in die land was? Maar Joshua sê vir hulle, die Kanaaniete is verslaan. Al wat julle moet doen is net opstaan en jou tent gaan opsit in jou erfdeel en jou heining omsit, want die Here het al klaar die plek vir julle gegee. My vraag was, wat ek myself vra, waarom het hierdie mense nie onmiddellik die erfdeel bewoon? Because al die ander stamme het wel hulle erfdeel. Hulle is nou al gesettel, as ek die Engelse woord kan gebruik, gevestig in hulle erfdeel. Maar hierdie 7 stamme besluit, nee, is nog nie die tyd nie. Jy sien, as die spreekwoord sê van uitstel, ja, kom afstel. Hulle het uitgestel, en wie weet, miskien het van die mense gesterwe voordat hulle in die beloofde land hulle self kon geniet het. Maar daai is 'n gedagte vir 'n ander dag. Wat ons vanmôre van met u wil praat is, die Messias kom en hy kom verseker. Reg deur die Ou Testament word daar gepraat en gesê hoe die Messias, baie van die profete het geprofeteer van sy, soos Jesaja byvoorbeeld, van sy vleeswording. Maar Jakob profeteer van sy terugkeer. En hy sê, wanneer hy gaan terugkom, gaan hy die heerskappy oorneem. En hy gaan nie net die heerskappy van Israel, hy gaan die heerskappy van die wêreld oorneem. Because hy sê, jou broers gaan voor jou buig. Alhoewel Juda nie die oudste was nie. Juda was, ek dink, die 4de oudste. Maar die Here sê, Juda, jy gaan so verhoog word, dat jou broers gaan voor jou kom buig. En dit is wat die Here vir ons vanoggend wil sê. Kry jouself reg, because die wederkoms van die Here is naby. Voor die wederkoms gaan gebeur. Ons was almal nou die dag, ek sal nie sê ek was geskok nie, verbaas vir die voorspellings wat gemaak was. Ek is versigtig om oor te sê, die Here kan enige tyd kom. Ek sal nie 'n dag of 'n datum vasstel wanneer die Here gaan kom nie. Maar die grootste gebeurtenis wat gaan plaasvind voordat die Here gaan kom, gaan die wegraping wees. Die Bybel sê 2 sal by die meule maal. Die een gaan weggeruk word. 2 sal op die bed lê. En weet jy, gaan dit 'n man en vrou wees. Maar 2 gaan op die bed lê. Die een gaan weggeruk word en die ander gaan agterbly. Dit meen, daar gaan 'n skierlike verdwyning van mense wees. As ek kan hy woord gebruik, verdwyning. In my gedagte probeer ek maar nou koester en sê, as dit in die dag, met ander woorde, in Suid-Afrika gaan dit in die dag gebeur, in Amerika gebeur dit in die nag. Because hulle gaan slaap, dan word een weggeruk. Ons gaan meele maal, ons gaan bezig is met ons daaglikse take, dan word een net weggeruk. Imagine, die vrou is werk toe en die man is werk toe. Vandaan kom die man by die huis en die vrou kom nooit uit toe. Wanneer nou, wat is van die vrou geword? Wel die company, hoorie? My vrou nooit huis toe gekom gisteraand nie. Of was sy by die werk? Ja, sy was by die werk.
kom nie. Duisende mense gaan so onkant gevang word. So, wat ek sê is, laat ons onsself gereed kry voor daardie deursigtige dag sal aanbreek. Because die Here gaan weer kom. En die eerste boek in Genesis sê dit vir ons duidelik. En hy bring ook daar so 'n ander vertaling wat hy praat van hy gaan sy donkie gaan vasgemaak word aan 'n vingerstok. So, wat dit vir ons geleerd is dat Shiloh was nie net 'n plek nie, Shiloh was nie net 'n persoon nie, maar Shiloh is ook 'n belofte. 'n Belofte dat die Here gaan kom om jou lot te verander. As jou lot nie nou verander word nie, die Here gaan kom om jou lot te verander. Die Here gaan deurbreek. Hou jy net vas. Toen in Shiloh was 'n tydelike aanbiddingsplek. As ek dit kan 'n aanbiddingsplek noem. Tydelik. En die Israeliete het gegaan en maar na vir 'n halwe uur of 20 minute gesit en sy probleme met die Here bespreek. En dan kom die Here deur en dan gee die Here die antwoord, dan kom hy uit. 'n Tydelike plek. En hulle het gedink, hoe meer ek aan en uit in hierdie plek, hoe beter sal dit vir my wees. Maar hulle mis die groot prentjie wat die Here eintlik vir ons nagelaat het. Dat die Here is nie in 'n gebou nie. Die Here is nie in 'n tent nie. Die Here is oral. Ek hoef nie hier vandaan te gaan na Wes-Afrika om die Here daar te gaan soek, om daar 'n woord te kry nie. Ek hoef nie hier vandaan te gaan Amerika om die Here te gaan soek en 'n woord te kry nie. Die Here is in Suid-Afrika. In feite, die Here is hier oral waar ons is. Hy is die alomteenwoordige God. Die tydelike reëling wat die Here met die Israeliete gehad het hy omskep in 'n permanente ding. En hulle mis hierdie groot ding, dat die Here wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê. Nie met die gebou nie, nie met die plek nie. Hulle het 'n verhouding met die plek. Hulle het 'n verhouding met die verbondsark en 'n verhouding met die tent van samekoms. Hulle vergeet, die Here sê, ek kan nie woon in 'n plek wat met mense se hande gemaak is. Toe Dawid sê, Here, ek wil vir U 'n huis bou. Ek het 'n huis, al die mense het huise, ek wil vir U 'n huis bou. Toe sê die Here, waarom Dawid, ek bly nie in 'n huis wat in mense se hande gemaak word. Die grootheid van die Here, daar sal nie 'n huis groot wees vir hom. Because as Josiah sy soom lê die hele tempel vol, dan is daar nie groot genoeg plek om vir die Here 'n gebou op te sit. Alhoewel ons in kerke bymekaar kom, dien ons die Here gesamentlik, maar dit meen nie dat die Here is nou net in die kerk nie. Hulle sê, you cannot put God in a box. God is bigger than the box. En hulle vergeet dat die Here wil 'n verhouding hê. Die Here soek gemeenskap. Die Here soek vriendskap. En die verhouding is gebou op 'n paar dinge wat ek hier neergeskryf het. Die verhouding wat die Here wil hê met u en ek en met my en met almal. En iemand met hulle wou gehad het hulle gemis, because hulle kyk na die gebou, hulle kyk na die berg. Maar nou in die vrou in Johannes 4, die Here sê vir haar, as jy geweet het wie met jou praat, toe sê sy, is jy groter as ons Vader? Ons aanbid op die berg. Hulle kyk na die berg, en hulle soek die Here by die berg, terwyl die Here oral teenwoordig is. Hy is nie net in die berg, hy is nie net in die dal, hy is oral teenwoordig. En die Here soek 'n verhouding wat gebaseer is op vertroue. Nommer 1, ons moet hom vertrou. As weet ek nie, as sien ek nie, ek moet net vertrou op die Here. Because as 'n verhouding nie gebou is op vertroue, daai verhouding gaan nie lank laas nie. Kyk maar met jou boyfriend en 'n girlfriend.
As die meisiekind nie die boyfriend vertrou nie, moet hy gaan na konstante stryering. As hy nie die meisiekind vertrou, gaan altyd daar stryering wees. As die verhouding tussen ek en die Here nie gebou is op vertroue, ek vertrou hom. Al sien ek nie die uitkoms, ek vertrou hom. Ek vertrou hom. Die tweede ding waarop 'n verhouding gebou is liefde. Ek het altyd, of kom ons sê, ons, of ek is onder die indruk, as jy trou met iemand, trou jy uit liefde. As die mense wil jou vra, iemand wat jou counseling gee, hoor jy wil nou trou met die meisiekind, sê my nou, wat is die rede waarom jy met haar ontmoet? Dan hoor jy die eerste ding wat die kappel wil jou sê, ek is lief vir haar, ek is lief vir hom, liefde. Maar jy sien, liefde alleen is nie goed genoeg nie. Jy moet respek het vir mekaar. Die derde ding is respek. As ek nie respek het vir die Here, dan sal ek die plan van die Here mis. Because respect is dit wat maak dat ek die Here sal vrees. Nie bang wees nie, maar vrees. As 'n verskil tussen bang wees en vrees. Toe die Here op die water loop en Petrus hoor, die Bybel sê hy was bang. Hulle was bang. Toe hulle sien die, hulle dink is 'n spook wat aankom. Hulle was bang. Maar toe die Here praat, toe kry Petrus daardie vertroue en kom ek maar nou sê in my eie verduideliking, vrees vir die Here, dat die Here sal nie maak dat ek sink nie. En toe loop hy op die water, waar hy 10 tree geloop het of wat. 'n paar tree. En so het die Here van Petrus bewaar. Die eerste ding is vertroue, die tweede ding is liefde, die derde is respek. As ons hierdie 3 dinge in plek het, dan gaan die verhouding tussen ek en die Here. Because wanneer jy respek het vir iemand, sal jy nie iets doen om daardie persoon seer te maak. Jy sal nie iets doen om daardie persoon te na te kom. Jy sal nie iets doen om daardie persoon se hart seer te maak of te breek. Because dit is in die respek vir die volgende persoon, wat hy persoon jou ook sal respek. Mense sê, you earn respect, you don't get the respect. You earn respect. Amen. So, geliefdes, in closing, voordat jy weer ontvang. Shiloh is 'n tipe van Christus. Christus het gekom, en hy het gekom, nie net om die heerskappy oor Israel te handhaaf nie, maar oor die wêreld. En Shiloh was ook die plek waar die Israeliete tydelik was, totdat die Here hulle gevestig het in Jerusalem. En die laaste ene, Shiloh was ook 'n belofte. 'n belofte dat die Here confirm die belofte toe hy kom in Johannes 14. Hy sê, ek gaan na my Vader, maar as ek gegaan het, sal ek weer terugkom. Ek gaan weer terugkom. Daardie belofte vervul die Here in Johannes 14. Die belofte wat Jakob aan sy seun maak. Hy sê, jy sal in heerskappy wees. Jy sal opvolgers hê, die stam van Juda. En die leeu uit die stam van Juda. Maar jy gaan regeer net totdat Shiloh gekom het. Wanneer Shiloh gekom het, gaan hy nie die heerskappy van jou afvat nie. Hy gaan die heerskappy aan hom oorgee. En dit is die belofte van die Here vir sy seun gekry het. Mag die Here u vanmôre seën. En mag u vanmôre in die lewe van Joshua leer dat terwyl ek in hierdie tydelike probleem is, die Here gaan die probleem oplos. Tydelike behoefte het, die Here sal deurkom. Moenie moed verloor nie, because die Here is in beheer. God is in control. And God will bless you.
As jy net lees op Facebook en al die platforms, dan hoor jy net mense praat van guns van die Here is op pad. Die guns van die Here kom, maar as iets wat ons mis, die guns van die Here kom, nie op my terms nie, dit kom op sy terms. As die guns van die Here kom, en hy vind my nie gereed nie, dan sal ek nie die guns van die Here geniet nie, ek sal dit nie kan waardeer, ek sal nie respek hê vir dit wat die Here gedoen het nie, because die guns van die Here kom op sy terms. God will bless you, God will heal you, God will prosper you on His terms, not on my terms. May the Lord bless you. Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid en kans. Ons bid dat die Here ons vanmôre sal ontmoet, bewaar ons se voet van struikeling en beskerm ons. Terwyl ons in die boek van Joshua was, Here het ons dinge ontdek wat in die lewe van Israel gebeur het. Here, wat ons tekortkominge ook is. Ons, Here, moet onsself nou en dan hand in eie boesem steek en kyk, liewe Here, of ons nie, soos die Israeliete, onwillig was om ons grondgebied in te neem nie. Die 7 stamme, Here, het versuim, hulle het uitgestel, en Here, uitstel het gekom dat hulle Here langer vat om die erfdeel te bewoon, langer om die blessing van die Here te kan geniet. Help ons dat ons nie soos hulle sal wees. Onwillig, Here, ongereed om in te neem dit wat die Here vir ons het. U sê dat U ken die planne wat U vir ons het. Help ons, Here, terwyl daar die planne wat U koester aangaande ons, dat ons dit nie sal mis nie, dit uit te stel, deur traag te wees in die ywer, maar dat ons hand aan die ploeg slaan, die ons gesê, wie sy hand aan die ploeg slaan en omkyk, is nie waardig. Help ons, Here, dat wanneer U sal terugkom, ons gereed sal wees, om saam met U die ewige lewe te bewoon, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Die Here seën die geliefdes, ons sien die dinsdag aand, en die biddingsessie, ontvang die seën van die Here en in vrede in. Nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees met die sy doen, vir Here kom op, kom aan die Amen. Amen.